Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom sy woord. Ons is die Here dankbaar dat hy vir ons opgewek het en ek het vanmôre daaraan gedink, die feit dat u en ek vanmôre ons oë oopgemaak het, is 'n bewys van God se goedheid, sy genade en sy guns oor ons. En vriende, hy wek ons op met die doel om hom te verheerlik. Ek het vir u gesê so dag of twee terug dat niemand van ons leef vir onsself en niemand sterf vir homself nie. As ons leef, leef ons tot eer van die Here en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. En daarom is my begeerte dat u en ek vir die Here sal vra in hierdie dag om ons te gebruik in sy diens en tot sy eer. Dat ons oë geopen sal word vir geleenthede, mense wat oor ons pad gestuur word, sodat ons vir hulle 'n getuie kan wees. Soms mis ons hierdie wonderlike geleenthede, omdat ons so besig is met die aardse, met die wêreldse, met die tydelike, met die verbygaande. Mag die Here vir ons groot genade skenk. En ons is vanmôre by die baie belangrike saak van die algenoegsaamheid van die woord van God. Nou vriende, dit is belangrik om te sien die algenoegsaamheid van die woord in Bybelse berading vir blywende verandering. Nou ek wil begin deur vir u so 'n kort gedagte deur te gee van 'n handleiding wat in Amerika saamgestel is. Die handleiding se naam is Manual of Mental Disorders. Nou in hierdie handleiding, vriende, sal jy so ongeveer 374, hulle noem dit geestesiektes toestande kry wat hulle reken onder mense heers. Nou baie interessant is, in 1952 was daar alreeds so 'n handleiding en daar was net 112 sulke sogenaamde geestesiektes toestande. Baie interessant dat dit so geweldig geeskaleer en toegeneem het. Nou as 'n mens deur hierdie boek lees en deur hierdie sogenaamde siektes toestande kyk, dan sal jy baie gou agterkom, vriende, dat omtrent geen van hierdie mediese of wetenskaplike bewyse daarvoor het nie. Dis maar eintlik opinies en spekulasies van mense waar hulle met mense praat en tot 'n gevolgtrekking kom en dit neerskryf en dit 'n siektestoestand noem. Die organisasie Citizens Commission on Human Rights skryf die volgende, en ek het dit maar vir u vertaal in Afrikaans. Hulle sê, psigiaters en dan ook seker sielkundiges wil graag hê dat jy moet glo daar is 'n epidemie van geestesiektes in ons dag en dat psigotropiese middels die enigste oplossing daarvoor is. Dis nou medikasie, soos ons dit maar noem. Maar nou skryf hierdie persoon in hierdie artikel, maar as jy enige psigiater vra en hy eerlik moet antwoord, sal hy moet erken dat hulle geen antwoorde op geestelike genesing het nie. En nou sê hierdie artikel, tog saai die behandelings wat hulle mense toedoen, verwoesting in die samelewing. En vriende, daar is legio getuienis daarvan. Elkeen van ons het al te doen gekry met 'n familie of 'n gesin wat vir jou gesê het, hulle het my pa of my ma of my broer of my suster of 'n oom of 'n tannie van my op een of ander medikasie geplaas en hy het selfmoord gepleeg. Of hy het heeltemal kranksinnig geraak. Ons weet dit. Hierdie goed is algemeen beskikbaar. Hierdie feite is, vriende, op die tafel en tog wil mense dit nie glo nie. Tog dink mense hulle is siek wanneer hulle miskien depressie of miskien in een of ander emosionele toestand iets gesê of iets gedoen het en dan word hulle geetiketeer as siek, as oorwerk, as manies depressief, as endogeen depressief, as ADHD en so kan ons aangaan met al hierdie sogenaamde siektestoestande. Ek wil vanmôre kom stil staan by die algenoegsaamheid van God se woord. Ek het vir u gesê, ons gaan nie, en ons motto is nie, if this a day will keep the devil away nie. Dis glad nie die gedagte nie. Maar ons praat van die algenoegsaamheid van God se woord. Dit is, vriende, met baie respek en eerbied gesê, soos die Santa Multiplex Sambreel wat ons op televisie op 'n stadium gesien het. So 'n advertensie wat hulle gesê dat hierdie polis bied vir jou beskerming en dekking vir al jou huishoudelike items en vir jou karre en vir al hierdie dinge. Is 'n alomvattende versekering. Nou God se woord, vriende, is meer as dit. God se woord bied vir ons antwoorde vir ons emosionele stryd, vir ons geestelike stryd, vir ons verhoudingsprobleme, vir ons huweliksprobleme, vir kwessies waardeur ek self worstel. Miskien woede, aggressie wat in my hart heers, miskien onvergewingsgesindheid, miskien 'n teneergedruktheid wat ek beleef. God se woord gee vir ons antwoorde. Vriende, die kind van die Here moet die woord van die Here sien as die algenoegsame bron van waarheid wat elke geestelike en emosionele probleem aanspreek. Dr. J. Adams, 'n man wat oor die 100 boeke geskryf het oor Bybelse berading, sê, ek kan nie genoeg nadruk daarop plaas dat die Bybel die algenoegsame bron van waarheid is wat lewens radikaal kan verander as dit net die geleentheid gebied word. Want jy sien, die probleem vandag is dat mense bely hulle is Christene, maar hulle lees nie die Bybel nie. Ek verstaan dit nie. Dis iets wat ek in my verstand nie kan inkry nie.
Ek kan dit nie kop nie, vriende, dat mense bely hulle behoort aan die Here, maar die Here aan wie hulle behoort, wat sy brief, sy boek vir hulle gegee het, wil hulle nie lees nie. Hulle wil nie deel wees van 'n Christusbeleidende kerk nie. Hulle wil nie verantwoordelikheid neem vir hulle lewe en hulle self dissiplineer om die woord te lees, by die huis van die Here te wees, na goeie Bybelse prediking te luister nie. En daarom, vriende, moet ons vanmôre stil staan by die algenoegsaamheid van die Bybel. Ek dink as 3/4 mense wat moet sake worstel vandag net die Bybel sistematies gaan begin deurlees, gaan daar baie antwoorde vir hulle probleme na vore kom. Vriende, waarom sê ons die Bybel is algenoegsaam en staan kop en skouers uit bo die idees van mense, die sielkunde, programme en opinies? Daar is vandag soveel life coaches, daar's vandag soveel mense wat met een of ander program na jou toe kom met 'n 5-punt plan, met 'n een of ander sielkundige oplossing, en dit werk nie. Want u sien, God se woord kan nie saam met hierdie goed in dieselfde asem genoem word nie, want God se woord staan kop en skouers uit bo alles wat mense ons kan bied. Waarom sê ons die Bybel is algenoegsaam? Eerste plek, die woord is geïnspireer deur God self. Daar's net een boek in die wêreld wat hierdie autoriteit dra van deur God ingegee. 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee. Dis nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid. Vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Verder, vriende, waarom sê ons die Bybel is algenoegsaam? Want u sien, die Bybel is absoluut waarheid. Psalm 119 vers 128, daarom hou ek aan al die bevele, aangaande alles verreg. Elke leenpad haat ek. Johannes 17:17, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. U sien, vriende, God weet alles en kan nooit lieg nie. Daarom is die Bybel onderskeie van enige ander geskrif en is uniek. Mense se opinies kom en gaan. Mense vertel soms leuns en later moet hulle teruggaan op hulle pad en hulle sê hulle is jammer. Maar God se woord is absoluut waarheid. Vriende, daarom hou ons sy bevele in. Alles is reg in God se woord. Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Verder is God se woord onveranderlik. Ek het vir u gesê dat 'n paar jaar terug was hierdie sogenaamde geestesiektes toestande 112, vandag 374, het bly verander, het word elke dag meer en meer, nie omdat die mens per se verander nie, vriende, deur die eeue bly die mens dieselfde, ons hart bly bedrieglik en sondig, van binne die hart van die mens kom bose dinge, tegnologie verander, ja, maar die mens bly dieselfde, maar God se woord is onveranderlik. As ons kyk na die uitsprake van mense, sielkundiges, motiveringssprekers, sien ons hulle uitsprake, idees en oplossings is altyd besig om te verander, terwyl die Bybel deur al die eeue een en dieselfde oplossing bied, vir elke mens deur al die eeue. Psalm 89:35 sê, ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Dis wonderlik om te weet, die onveranderlike boek wat my pa en sy pa se pa gebruik het, gebruik ek nog steeds, en dieselfde God, wat vir hulle raad en oplossings gebied het, bied dit ook vir my. Waarom sê ons die Bybel is algenoegsaam? Die Bybel bied insig en kennis oor elke situasie, omdat God alwetend is. Psalm 119 vers 99 sê, ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. Vers 100 sê, ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele. Vriende, wonderlik om te weet, dat God se woord bied insig en kennis oor elke situasie, omdat God alwetend is. Verder sê ons die woord is algenoegsaam, omdat dit prakties is. Ja, u het reg gehoor, God se woord is wonderlik prakties. Dit is nie vol filosofiese bespiegelinge, wat verander met tyd nie. Dit deel op 'n praktiese en verstaanbare manier met ons in ons situasie. Lees byvoorbeeld die boek Prediker. Ons vind in Prediker 10 vers 4 hierdie woorde. Hy word arm, wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytige is makryk. Luister, jy's nie siek as jy lui is nie. Jy's lui, jy's besig om te sondig. En dis presies hoe prakties die Bybel is. Die Bybel kom en gee vir ons praktiese raad in ons bepaalde situasie, en baie keer sal ons sien, dis sondige praktyke in ons lewe wat verander moet word deur die krag van die Gees, sodat ons dan ook 'n sinvolle lewe kan leef. Verder is God se woord effektief. Vriende, die oomblik as die woord deur die krag van die Gees toegepas word, bring dit 'n lewensveranderende optrede, al is die sonde hoe diep gewortel. Johannes 8:31, en Jesus sê vir die Jode wat aan hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ag, daar is legio getuienisse oor mense wat diep vasgevang was in sonde,
En die dag toe hulle weergebore word, het God die veranderingswerk gebring en sondige dinge wat in hulle lewe gewaar geword het hulle na die kruis gebring en die Here het hulle radikaal verander. Daarom sê ons die Bybel is algenoegsaam om lewensveranderende werk in jou siel te doen. Verder is die woord verfrissend, vriende, en bied vir ons verkoking. U sien, vir die wat geestelik en emosioneel arm en sterwend is, bied die woord die weg na die fontein van lewende water. Jesus selfs in Johannes 6:35, Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Ek vra jou, jy wat met baie probleme worstel vanmôre, emosioneel, geestelik, miskien verhoudingsprobleme, wanneer laas was jy by Christus, op jou knieë, met sy woord, en sê, Here, praat met my. Ek is honger na u, ek is dors na u, geef my u waarheid, voed my siel, sodat dit ook my lewe kan verfris en verkook en verandering bied. Vriende, God se woord sny diep. Luister, dit is belangrik om dit te sien. Die beskuldiging dat God se woord net mense se probleme bolangs of oppervlakkig aanspreek, is ontbloot van alle waarheid. Want die Bybel sê in Hebreërs 4:12, want die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Hoor nou, dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van die Here met wie ons te doen het. U sien, God se woord sny diep. Hy gee nie oppervlakkige menslike antwoordjies op ons probleme nie. God se woord sny soms so diep dat ons baie keer in trane voor God buig en sê, Here, ek is skuldig voor u, ek is skuldig teenoor mense. Was my, vergewe my, help my, reinig my en leer my om die weg te stap saam met u. Vriende, verder sien ons ook dat die woord van God toeganklik is. Deuteronomium 30:8, maar jy sal weer na die stem van die Here luister en al sy gebooie doen wat ek jou vandag beveel. En die Here jou God sal jou die goeie aan jou oorvloedig gee, in al die werk van jou hand, in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, want die Here sal weer oor jou ten goeie bly wees, soos hy bly was oor jou vaders. As jy na die stem van die Here jou God luister, om sy gebooie en sy insettinge te hou, wat in hierdie wetboek geskryf is, as jy jou tot die Here jou God bekeer, met jou hele hart en met jou hele siel, want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar, is nie te ver nie. Dit is nie in die hemel nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim, en dit vir ons gaan haal, en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen nie. Dit is ook nie oor kan die see nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons oor kan die see oorvaar, en dit vir ons gaan haal, en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen nie. Maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Daarom sê ons die woord, vriende, is toeganklik. Elke mens te Bybel in sy huis en baie keer meer as een eksemplaar. En daarom lees die Bybel, maak dit oop en begin lees. Die groot man Augustinus het so tot bekering gekom, toe kinders gespeel het en die gedagte het na vore gekom, read a book. En toe die Bybel oopmaak, het God die Heilige Gees om oortuig van sonde, hy tot bekering gekom. Dit was een van die toonaangewende teoloë in die wêreld tot op hede. Vriende, ons gaan voort. Die woord van God is genoegsaam. Deuteronomium 30:15. Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel is, om die Here jou God lief te hê, en sy weë te wandel, en sy gebooie en sy insettinge, en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe, en vermenigvuldig, en die Here jou God jou mag seën in die land, waarin hy jou neem om dit in besit te neem. U sien, God se woord is genoegsaam. God sê vir ons, hier is die weg, wandel daarop. Hier is die weg van sonde, en dit gaan jou lewe definitief affekteer. Vriende, daarom sê ons dat God se woord vir ons al genoegsaam is. Die vraag wat dikwels na my kant toe kom, en wat mense vra, moet kinders van die Here poog om die Bybel en sielkunde met mekaar te inkorporeer. Nou vriende, volgens die Bybel is dit totaal onnodig. Want Spreuke 2:6 sê, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. Kolossense 2:2 sê, dat hulle hart vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en ons Here Jesus Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Petrus sê, let dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en kwaadpratery en verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Volgens die Bybel, vriende, verbied die Here ons om sielkundige praktyke saam met die Bybel te vermeng.
Kolossense 2 vers 8 sê, pas op dat niemand julle as byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Vriende, ek sien die tyd stap aan, ek moet afsluit. 2 Korintiërs 11 vers 2 gaan dit mee afsluit. Paulus sê, want ek is jaloers oor julle, met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy lustigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Die Bybel is baie duidelik, julle mag by die woord van God niks byvoeg nie. Julle mag niks weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat ek julle vandag beveel. Vriende, die vraag is eenvoudig. Kan ons sielkunde in die Bybel met mekaar vermeng, dit inkorporeer met die Bybel? Antwoord is nee. God se woord is al genoegsaam. Daarom wil ek by u pleit, dat u nie sal dink u is siek nie. Dat u nie miskien sal dink, luister, ek is deur een of ander persoon gediagnoseer met A, B en C nie. Ons sal later bietjie na hierdie diagnoses kyk. Maar dat jy vanmôre sal vra, ken ek die Here? Lees ek sy woord bidtend? Vertrou ek sy Heilige Gees om my met wysheid te bekragtig, om te verstaan wat hy vir my sê? En is ek bereid om in gehoorsaamheid te doen wat hy vir my sê, deur die kragvolle werking van die Gees? Vriende, ek bid dat u met wysheid bekragtig sal word en dat die Here vir u baie ryklik sal seën, dat u sal sien wat 'n kosbare boek u in u huis, in u hand het. God se wonderlike woord, vir tyd en vir ewigheid, hierdie waarheid wat ons rig en lei op die pad van geregtigheid. Vriende, baie groete vir u, baie seën. Nou, ons gaan bietjie met vakansie vertrek, as die Here ons spaar maandag, en ons bid dat die Here vir u sal seën. Die oordeenking sal eers bietjie gestaak word, dat u maar bietjie kan moed skep en bietjie kan herkou aan al hierdie waarhede, en dan sal ons, wanneer ons terugkom, verder aangaan met God se woord. Baie seën vir u, baie groete, mooi dag verder. Tada.